As pelgrims loop ons die pad van hoop, deur tyd en twyfel sluit die nuwe roetes vir ons oop. Die woord is ons kompas en die waarheid ons staf. Die genade bring ons van dwaalpaaie af. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Leer ons om te luister wanneer U met ons praat. Vestig ons oë op die nood in elke straat. Mag ons onthou in traan en sweet, dat U ons sien en alles van ons weet. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. En wanneer ons dalk op die groot pad verdwaal, sal U ons in genade en liefde kom haal. Bring ons op die pad wat na die lewe lei, en maak ons van ons skuld en swakheid vry. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Mag hierdie pad ons geloof versterk, waar U Gees nou diep in ons harte werk. Help ons om in geloof te groei, selfs al kry ons letsels en laat seer kry ons bloei. Ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad, op ons gebroke pelgrimspad. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad, op ons gebroke pelgrimspad. Goeiemôre aan elkeen en hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Mag ons saam wees, ons geloof versterk. Mag ons bewus wees van die Here se teenwoordigheid met elke tree wat ons gee, en mag ons in die mooi, maar ook in die swaar, sy vrede beleef en altyd ook in sy lig bly wandel. U weet nou al dat ons, en dit is wat ons lied nou net gesê het ook, ons stap hierdie jaar saam met mekaar 'n pelgrimspad, want ons is 'n gemeente wat saam met God op pad is. En daarom glo ons dat geloof nooit kan stil staan nie. Geloof moet altyd 'n dinamiese, lewende reis van elke dag se op pad wees saam met die Here wees. En dit is wat ons hierdie jaar gaan beklemtoon. Ons het so 'n bietjie weerligskade gehad. So
Ons moet dit nou van twee kante af doen vandag, so ons vra maar u geduld. As u sien ek haak vas, het ek vir Tina gesê moet sy my maar kom slaan nie op die kansel en dit oorneem. Maar so ons gaan dan aan en ons gaan ons erediens begin met 'n voorsang, vonklied 72, strofe 1, 2 en 3. Dis juist 'n lied waar ons wil bevestig dat God se teenwoordigheid saam met ons hier is. Ons kan leef in sy teenwoordigheid, ons kan groei in sy teenwoordigheid en ons kan ook op die manier ons geloof versterk. Kom ons begin dan met ons voorsang van 72 strofe 1, 2 en 3. Daar staan in die woord van die Here, hy wat by die Allerhoogste kniel en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, Here, U is my toevlug, my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Wanneer ons oor die wil van God praat, dan gaan dit oor 'n lewende verhouding met die Here en nie bloot 'n roetekaart wat ons maar moet bly volg nie. Om volgens die wil van die Here te leef beteken nie dat ons elke draai vooruit kan sien nie, maar dit beteken dat ons saam met hom stap elke tree wat ons gee. Sy wil word ontdek deur naby aan hom te lewe en nie bloot deur 'n paar reëls en wette na te volg nie. God se wil gaan nie oor wat ek kan doen nie, dit gaan veel eerder oor wie ek is en wie ek ook kies om te wees. En God se wil vra dan van ons oorgawe en nie om alles te beheer nie. Om volgens God se wil te leef beteken ek lê my eie agenda neer en sê nie my wil nie, Here, maar U wil. Micha 6 vers 8 som dit eintlik soos volg op. Om volgens die wil van die Here te lewe beteken om reg te doen, liefde te betoon en nederig met God te bly wandel. En hierby sluit AJ Labuschagne aan wanneer hy dit mooi vir ons verwoord. Hy sê, jy is sterk as jy deur jou hartseer steeds kan glimlag. Jy is gelukkig as jy leer om te aanvaar wat was en is en sal wees, want dit is op die ou einde geloof. Jy is sterk wanneer jy al jou vrese erken teenoor jouself en hard werk om dit te oorkom, maar jy gee om ook wanneer jy jou eie pyn jou nie laat verblind vir iemand anders se pyn. Jy is slim wanneer jy eintlik besef hoe min jy weet. Jy is wys wanneer jy besef jy gaan nie die wêreld verander nie, maar jy kan verander hoe jy die wêreld sien. Jy is eerlik wanneer jy self soms jou eie oneerlikheid kan besef en dit ten diepste konfronteer en besef dat jy self soms jou eie grootste vyand is. Jy is vriendelik wanneer jy besef dat die glimlag vir die vreemdeling die beste manier is om iemand se dag te verander. En jy leef waarlik as jou drome en ideale vir die toekoms vir jou belangriker word as die foute en die teleurstellings van die verlede. Jy is 'n ware leier as jy besef dat respek van ander verdien word deur die voorbeeld wat jy stel. Jy is positief as jy verstaan dat jou gesindheid teenoor die lewe sal bepaal wat die lewe se gesindheid teenoor jou is. Jy is menslik as jy foute maak en ander nie oordeel omdat hulle foute net ander name as jou het nie. En jy leef nederig as jy besef dat alles net genade is. Om volgens die wil van die Here te lewe, broers en susters, is om elke dag weer te kies om saam met die Here 'n nuwe pad te stap. En altyd jou lewe ook beskikbaar te stel in sy diens, waar jy ook al op hierdie pad is. Kom ons antwoord hierop deur saam te sing Vonk 272, waarna u weer u plekke kan inneem.
Daar waar jy so bly sit, kom ons raak stil voor die Here en ons gebruik hierdie oomblik om alles wat swaar op ons gemoed is, alles wat seer is, alles wat ons wens anders kan wees, dit alles kom lê ons in hierdie oomblik voor die Here se voete neer. Kom ons bid saam. Here ons God, ons kom vandag na U toe, Here, nie met sekerheid nie, maar in afhanklikheid. Nie met antwoorde nie, Here, maar met oop harte. Ons wil vanoggend erken, Here, ons kan maklik aanhou loop, sonder om elke dag seker te maak dat U nog saam met ons op pad is. En daarom bid ons vandag, maak hierdie ruimte heilig deur U teenwoordigheid. Laat die Gees ons lei, U woord ons altyd bly rig, en U nabyheid ons rus en ons kalm te wees. Here, en as U nie saam met ons op hierdie pad gaan nie, wil ons ook nie verder gaan nie, Here. Want U is ons bron van krag, U is ons hoop, U is die versekering dat ons kan aanhou, selfs al voel ons wil moed opgee. Ons gee onsself, ons paaie, maar ook hierdie diens vanoggend in U hande. Ons wil U loof en U prys vir die goedheid en guns wat ons elke môre uit U hand ontvang. Want aan U kom alle lof en eer en heerlikheid toe. Dankie dat ons met sekerheid vanoggend kan getuig dat U vir ons 'n toevlug en 'n beskerming is. Here, in U en deur U leer U ons wat beteken dit om waarlik te glo en vaste vertroue te hê. U is ons redder, ons verlosser, ons koning vir ewig. Op hierdie onbekende paaie van die lewe word U ons rots en ons beskerming, maar Here ook ons hoop en vrede wanneer alles onstuimig raak. Here, tog roep U ons om nie net passief te bly sit nie. U roep ons tot vernuwing en geestelike groei, maar ook tot gebed en onophoudelike kommunikasie met U. U roep ons om met toewyding U wil in gehoorsaamheid uit te voer. Gee ons die krag en genade om hierdie wedloop van die lewe met inspanning te hardloop, met ons oë gerig op U alleen en ons mond wat bely dat U die Here is. Vul ons harte met die liefde, daardie liefde, Here, wat tot dade lei. Plaas ons voete stewig op die pad wat U vir ons aandui en bring ons ook uit waar U wil hê ons moet wees. Here, ons geloof is nie 'n versekering dat niks wat sleg of seer is nie met ons sal gebeur nie, maar ons weet en ons bely dat dit wel 'n waarborg is, dat ons nooit in elke lewenssituasie alleen sal wees nie. Praat deur die woord met ons en verseker ons opnuut dat ons aan U behoort. Amen. Ons antwoord op die gebed deur saam te sing Vlamlied 87 terwyl jy so bly sit. Maak my nou stil, Heer. Ek wil na U luister. My hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my
Die skriflesing vir ons erediens vanoggend kom uit 1 Timoteus 4 en ons gaan daarvan saam lees vers 6 tot en met vers 16. 1 Timoteus hoofstuk 4, vers 6 tot en met vers 16. Die opskrif wat in hierdie gedeelte gegee word is 'n goeie dienaar van Christus Jesus. As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy 'n aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe, vir nou en vir die toekoms. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Met hierdie vooruitsig span ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profeseë, toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. Lê jou op hierdie dinge toe. Leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou lewe en jou leer. Volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Tot sover ons skriflesing. Mag elkeen van ons hierdie woorde getrou in ons harte en lewens bewaar en altyd ook daarvolgens lewe. Hierdie tyd van die jaar is gewoonlik oefentyd. Daardie oomblik van lekkerte op die lippe het maar vir ons almal skade om die heupe gemaak. Na die Desember vakansie en die letsels van al die braaiery en lekker kos is dit alles sigbaar en is almal weer sterk besig om op een of ander manier net weer 'n oefenprogram te volg of 'n 30 dae eetplan met die hoop dat daar 'n gesonder jy sal kom. Mense stap om die blok, hulle ry fiets, hulle hang, hulle strek, hulle sit in 'n bad vol ys, hulle sleep bande heen en weer en doen wat hulle moet doen om in beweging te kom en 'n gesonde lewenstyl te handhaaf. Die afgelope week praat 'n persoonlike afrigter oor die radio en hy sê waar party mense gewoonlik so 20 keer 'n jaar by die gimnasium uitkom, was van hulle reeds al 20 keer vir die maandag. En natuurlik is dit goed. Dit hou mens gesond, dit breek die spanningsvlakke, dit kry jou fokus reg en dit leer jou ongelooflike dissipline, uithou vermoë en konsentrasie. Maar hoe lyk ons geestelike oefenprogram? Doen ons dieselfde moeite daarmee? Dit help nie ons word op die ou einde maar ons bly geestelik arm nie. En om fiks te wees in die geloof kom ook nie van self nie, net soos 'n fikse liggaam nie van self kom nie. Hoekom is dit so dat ons bly in ons fisiese gesondheid vir ons doelwitte stel? Ons fokus op die regte uitkomste, ons hou streng by die oefenskedule en die eetplan, maar ons doen baie keer min of selfs niks om ons geestelik geoefen te kry nie. Ons kom al 5 uur voor die tyd met ons oefenprogramme by ons punt uit waar ons moet wees, maar ons sukkel om 'n paar minute van die dag by die Here uit te kom. Ons wil van elke oortollige gram aan ons liggame ontslaa raak, maar ons dra steeds die oortollige bagasie van ons foute en ons tekortkominge, die teleurstellings wat daar in ons lewe is, die mislukkings wat ons dalk gehad het, dra ons elke dag saam met ons en dit steel elke bietjie energie uit ons uit. Ons oefen om ligter te wees op die skaal, maar ongelukkig bly ons swaarder in ons gemoed.
Ons bly weg van gemorskos of kitskos in ons dieet, maar ons laat toe dat elke valse profeet of dwaalleraar ons met die kitsantwoorde van valsheid beïnvloed, wat ons geloof op die ou einde negatief beïnvloed en ons verder van die Here af wegneem. Dissipline en toewyding ontbreek nie met ons gym sessies nie. Maar ons is baie keer so roekeloos en nalatig as dit kom by ons geestelike toewyding en ons geloofsvolharding. Paulus voel dieselfde in hierdie skrywe wat hy aan Timoteus rig. Hy sê as ons enigstens by 'n punt wil uitkom waar ons fikse, getroue pelgrims van die Here moet wees, dan moet ons baie vinnige, doelgerigte oefenprogram ook vir ons geestelike lewe en ons geloofspad begin ontwikkel. Hy sê oefen liewer om in toewyding vir God te lewe. Dink net hoe sal jy voel, wat jy sal kan vermag wanneer jou geestelike oefenprogram ook op datum is. Ons het 2 weke terug hierdie pelgrimspad begin deur vir mekaar te sê, die vertrekpunt van hierdie pad is 'n dankbare hart. Want maak nie saak waarheen ons op pad is of hoe die pad vir ons lyk nie, die Here se genade is nog elke oomblik op hierdie pad vir ons genoeg. Daarom vertrek ons met 'n dankbare hart. Verlede week het ons gesê, ons moet onthou, op hierdie pad wil ons graag gelukkig wees, maar geluk is nie 'n plek waar jy moet uitkom nie. Geluk beteken, ek stap saam met God elke tree van hierdie pad. Ek hoor sy stem wanneer hy vir my sê, as jy nie weet of jy links of regs moet draai nie, hier is die pad, loop hier langs. Maar vanoggend vra ons die vraag, is ons fiks vir ons pelgrimspad? Net soos wat ons nie aan 'n wedloop kan deelneem sonder om geoefen te wees nie, net so gaan ons baie vinnig moeg en uitgeput raak as ons nie geestelik fiks is vir hierdie pad waarop ons onsself bevind nie. Hoe gaan ons te werk gaan om ook ons geestelike oefening op datum te kry, om gereed te wees, om fiks te wees vir dit wat op hierdie pad op elkeen van ons wag? Miskien is dit tyd dat ons fiks word vir die pad. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Die sentrale tema van die Timoteusbriewe is juis om te sê hoe iemand in 'n baie goeie, gesonde lewensverhouding met die Here kan leef, omdat dit jou fiks sal maak vir die pad, maar dit sal ook jou doelgerig maak vir jou lewe. 'n Gesonde verhouding met die Here lei op die ou einde tot 'n geestelike fiksheid wat jy gaan nodig hê in elke faset van jou lewe. Daarmee saam herinner hierdie briewe die gelowiges om versigtig te wees deur allerlei gelowige kitskos bymekaar te maak van die dwaalleringe in die omgewing, omdat dit jou geestelike gesondheid negatief sal beïnvloed en jou lewensdoel sal misluk. Teenoor hierdie ongesonde lewenswyse stel Paulus dan in hierdie briewe 'n gesonde opsie deur te sê dat dit wat jy sê, dit wat jy doen, dit wat jy leef, moet altyd in ooreenstemming wees met die evangelie van Jesus Christus. Die Timoteusbriewe wil juis vir die gelowige aanspoor om weg te bly van die verkeerde dinge af en te fokus op hulle verhouding met Jesus. Daardie dinge wat jou swaarder gaan maak en jou geestelike gesondheid van spoor af gaan bring, moet jy vermy. Maar daarmee saam moet jy alles doen om fiks te word in jou verhouding met die Here en moet jy doelbewus alles wat jy sê, alles wat jy doen en dit wie jy is, sorg dat dit in lyn is en hierdie verhouding met die Here konstant sal versterk. Hou jou met die regte, gesonde, geestelike gewoontes besig en jy sal fiks wees vir dit wat ons die wedloop van die lewe noem. Maar wanneer jy dit ignoreer, word die pad en jou gemoed swaarder, jou energie word minder en jou geloofstree word stadiger. Geestelike opstaan en konstante oefening is vir Paulus die kernwaardes in hierdie skrywe. Dit wat hy in ons geleesde gedeelte vir hulle wil oordra, bevestig presies dit, dat hulle in hulle geestelike lewe moet opstaan, 'n keuse moet maak om te sê, genoeg is genoeg, nou leef ek vir die Here. Nou doen ek alles wat ek doen vir die Here en nou dien ek die Here met alles wat ek is. Die hoofsaak waaroor dit vir hom gaan is,
dat Jesus Christus in die wêreld gekom het om sondaars te verlos en juis vry te maak van 'n klomp dinge, ligter te maak van dit wat hulle so swaar op hulle gedra het en hulle beweeglikheid meer te maak. Maar dan moes hierdie gelowiges leer om nie hulle geloof met allerlei valse, ongesonde kitsoplossings te laat beïnvloed nie, wat Jesus se werk in hulle laat verdof en hulle onfiks in die geloof sou maak nie. Daar was net een ding wat hierin sou help, en dit was gereelde, konstante en doelgerigte oefening saam met die Here en in verhouding leef met die Here. Deur hierdie brief wys Paulus vir Timoteus daarop dat soos die tyd naderkom van die wederkoms, sal dit al hoe moeiliker wees om Christen te wees. Die pad gaan swaarder word, die uitdagings gaan meer word, die wedloop gaan van geloof, sê Paulus, is nie 'n pretloop nie. Hierdie pelgrimspad is nie altyd 'n kalm wandel wat met ontspanning gepaard gaan nie. Die heuwels is styl, die pad is dikwels ongelyk, die uitdagings is baie en die onsekerheid is groot en juist daarom kan ons nie geestelik onfiks bly nie. En met ongesonde lewenspatrone in ons geloof bly voortgaan nie, omdat dit ons volharding sal beïnvloed. Hierdie geestelike oefenprogram waarin Timoteus ons wil herinner, gaan dalk baie meer uitdagings inhou as jou fisieke oefenprogram, maar jy sal met jou geloof en jou geestelike lewe in beweging moet kom. Om te kan volhard in jou roeping en fiks te bly in die geloof, moet gelowiges die regte geestelike voedsel inneem. Hulle moet pligsgetrou daarin bly oefen, 'n vaste roetine hê om hulle bietjie uit die geraas van die wêreld af te sonder en die spel van die lewe voluit te speel. Dis wat Paulus vir Timoteus skryf. En indien Timoteus en die geloofsgemeenskap dan op so 'n manier die Here begin dien, sou hy kon volhard en wag die belofte van lewe op daardie pad. Met hierdie gesonde en fikse ingesteldheid sou hy die gelowiges dit reg kry om aan die wêreld te wys hoe 'n mens in 'n herstelde verhouding met die Here kan lewe. Nou sal jy moontlik vra, maar hoe doen 'n mens dit? Hoe kry jy jouself geestelik fiks en gereed vir 'n gesonde geloofslewe? Wel, net soos met enige ander oefenprogram, moet jy ergens die besluit maak om te begin. Sonder twyfel begin dit by 'n opstaan vir die Here, 'n oorgee aan die Here en in 'n beweging kom vir die Here. Niks anders moet belangriker wees as dit nie. En wanneer jy begin, help dit nie jy gaan hardloop die geloofskomrits nie. Jy begin deur klein, gefokusde, doelgerigte en aanhoudende tree te gee. Elke dag se tree dra by dat jy met tyd al hoe fikser in jou geloofslewe begin werk, dat jy kan sien om naderhand bietjie groter afstande saam met die Here te waag, nog harder te werk en nog groter geestelike doelwitte vir jouself te bereik. Soos met alle suksesvolle oefenprogramme is 'n gedissiplineerde roetine van kardinale belang. Jy weet mos hoe werk ons lees in die oggend vinnig daai dagstukkie, maak die boek toe, vinnige gebed, Here help my en ons gaan aan. Dit gaan ons nie geestelik fiks kry nie. Dit gaan oor konstante, doelgerigte, oor en oor besig wees met die Here. En juist daarom word die woord oefen in ons geleesde gedeelte vertaal met dissipline of gedissiplineerd wees. Oefening vereis ongetwyfeld 'n klomp dissipline, so ook ons geestelike oefening wat ons moet toepas en onsself gereeld vir die Here moet afsonder. Hy praat met jou deur sy woord en sy gees en jy antwoord daarop in gebed. Om sy stem in die geraas rondom jou te hoor, moet jy oefen om stil te raak en dan gedissiplineerd met daardie stilte kan aanhou. Enige oefenprogram bestaan dan uit 'n vaste roetine en verskillende oefeninge om verskillende spiere sterk te kry.
So is dit tog ook met ons geestelike oefenprogram. Daar is verskillende oefeninge wat ons kan doen om ons fiks in die geloof te kry. Deelname aan die erediens, gebedstyd, opregte Bybelstudie, pastorale gesprekke en in gereelde oordenking van jou geloofspad is dit belangrik om aan te hou, met volharding jou oë op die Here gerig te hou, sodat jy fikser in jou geestelike lewe sal raak. Dis alleen jou geestelike fiksheid wat jou sal dra. En Paulus skryf so mooi vir Timoteus, hy sê die beloning van dit is die lewe. Een kommentaar op hierdie gedeelte stel dit so mooi. Sê moenie met sterk spiere, maar met 'n onfikse geloof die ewigheid wil ingaan nie. Hoor mooi. Moenie met sterk spiere, maar 'n onfikse geloof die ewigheid wil ingaan nie. Aardse pragt en krag verdwyn, geestelike fiksheid, sê Paulus, staan vas in tyd en in ewigheid. En juist daarom moet ons dalk ook meer aandag daaraan gee. Iemand het eenmaal gesê, as jy na die Here toe kom, hoef jy nie aan allerlei voorwaardes te voldoen. Jy hoef nie jouself te verander om goed genoeg vir hom te wees nie, maar wanneer jy met die Here kontak maak, gaan jy nooit weer dieselfde kan bly nie. Hy gaan jou verander, hy gaan jou lewe verryk, hy gaan die lewe vir jou oopsluit tot in ewigheid. Hy gaan jou deur woord en gees verander in dit wat hy wil hê jy moet wees, met toewyding in geloof laat bly oefen en jou verander om al meer te word wat jy in Christus Jesus is. Geestelike fiksheid en gedissiplineerde geloofsoefening kan ongelukkig nooit 'n 30 dae plan wees nie. Dis 'n volgehoue proses van oorgee, omgee, aangee, om waarlik 'n dienaar van Jesus Christus, die lewende Heer te wees, en in die onstuimige wêreld en op die moeilike pelgrimspad te bly volhard. Geliefdes, hoe lyk jou geestelike oefenprogram vir 2026? Het jy al een vir jou en jou gesin? Doen jy gereeld jou oefeninge om fiks te word in die geloof en in jou geestelike lewe te groei? Jy sien, geloof is soos 'n spier wat geoefen moet word. As dit nie gebruik word, die verswak dit, het verloor dit op die ou einde sy krag. Hoekom oefen mense nie hulle geloof op dieselfde wyse as hulle liggaam nie? En wanneer jy tyd lank nie geoefen het nie, is ek oortuig, mens kom onmiddellik die verskil agter. Jy voel dadelik die verswakking, jy voel hoe die frustrasie meer word en die ongemak jou beetpak. Soortgelyk hieraan gebeur presies dieselfde as ons 'n tyd lank nalat om ons geloof te oefen. Hoe langer jy sonder geloof hierdie pelgrimspad probeer stap, hoe groter is die risiko dat jy naderhand nie meer sal weet hoe om jou geloof te gebruik om sterk te staan teen alles op die pad nie. Vir ons fisiese oefenprogramme tel ons daai kalorieë, ons probeer daai suiker uitsny, ons meet die porsies af, ons verander ons roetines, ons vervang ons ou gewoontes met nuwe dissiplines. Maar kom dit by ons geestelike oefenprogram, verwaarloos ons so dikwels daai geloofspiere. Hou ons aan om ongesonde lewenspatrone in ons geloof te handhaaf, verslind ons baie keer hierdie gemorskos van kitsantwoorde wat 'n sondige wêreld vir ons op 'n skinkbord aanbied. En hou ons op die manier aan om onheilige en sinlose goed vas te hou, terwyl Paulus in ons geleesde gedeelte sê, los dit. Hou aan die Here vas. Oefen jouself om toegewyd aan die Here te bly leef. Hoekom? Want dit het nie nou waarde nie, dit het ewigheidswaarde. Hoe doen ons dit? Ons doen dit op 8 maniere volgens ons teks. Glo en bestudeer die woord van God. Dit word op die ou ende vir ons die kompas op hierdie pelgrimspad. Tweedens, gehoorsaam sy bepalings en luister na sy stem. Dis hy wat jou afrig, jou laat bly oefen vir die pad waarmee jy besig is. Vertrou derdens dat God se pad sy pad is en dat hy 'n plan vir jou lewe het, want sy genade vir jou is genoeg.
Leef met volgehoue hoop dat daar vir jou 'n toekoms is, 'n verwagting in sy teenwoordigheid. Vyftens moet jy bid sonder ophou, want dit word die dryfkrag wat jou laat aanhou wanneer jy eintlik voel jy wil opgee. Sestens, hou vas aan sy beloftes en soek sy wonderwerke in alles. Nie net in die groot goed nie, nie net in die mooi van die lewe nie, maar ook in die manier hoe hy ons deur die swaar kry dra. Dit op sigself is 'n wonderwerk. Sewende, hiermee sukkel ons baie. Maak jou vrese minder en jou geloof meer. Want dit maak jou fiks. Dit help jou om in die geloof te groei. Gee jouself op 8stens volledig aan die Here oor. Want dit hou jou geestelik gereed, dit hou jou gesond in jou geloof en dit het waarde nou, maar ook in die toekoms. 'n Fikse, geoefende geloof maak dat die maklikste, maar ook die hardste tye van hierdie pelgrimspad vir jou vol seëninge kan wees. En dit kan nie net 20 keer per jaar wees as daar 52 Sondae is nie, of 365 dae is nie. Dit moet elke dag ons gelowiges se prioriteit wees. Paulus sê, dit is waarvoor jy met toewyding moet oefen. Want verloor jy jou geloof, verloor jy eintlik in die proses alles. Om te oefen, om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte, sê hy, groot waarde, want dit bevat die belofte van lewe. Mag ons kies om nie net vandag nie, nie net aan die begin van die jaar nie, maar elke dag op hierdie pelgrimspad, mag ons kies om fiks te word vir die pad. Amen. Liefdes, ons gaan saam ons geloof bely en dan sluit ons erediens af met 'n gebed deur saam te sing Vonklied 79. Saam doen ons belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo aan God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing saam Vonklied 79, hartlik saam. Oh,
Gaan in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met u elkeen wees. Amen. As pelgrims loop ons die pad van hoop, deur tyd en twyfel sluit die nuwe roetes vir ons oop. Die woord is ons kompas en die waarheid ons staf. Die genade bring ons van dwaalpaaie af. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Leer ons om te luister wanneer U met ons praat. Vestig ons oë op die nood in elke straat. Mag ons onthou in traan en sweet, dat U ons sien en alles van ons weet. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. En wanneer ons dalk op die groot pad verdwaal, sal U ons in genade en liefde kom haal. Bring ons op die pad wat na die lewe lei, en maak ons van ons skuld en swakheid vry. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Mag hierdie pad ons geloof versterk, waar U Gees nou diep in ons harte werk. Help ons om in geloof te groei, selfs al kry ons letsels en laat seer kry ons bloei. Ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad, op ons gebroke pelgrimspad. Dankie o Heer dat U saam met ons stap Op ons gebroke pelgrimspad. op ons